Hallo allemaal, dis Jaap hier. Ek wil 'n video doen oor wie is Gog van Magog. Lyk my ek het nog nie so hierdie video gedoen nie, ek het my verbeel ek het al. Nou ja, dit lyk my ek het gaan kyk. So ek gaan nou daaroor 'n bietjie praat, ek gaan nie in breedvoerig gaan nie, ek gaan net so al die basiese goed vir julle noem en wys, soos ou kaarte, wat die Bybel sê van hulle en wat die ekstra Bybelse boek sê van hulle. Net so bietjie, nie te veel nie. So kom ons begin sommer met die kaarte. Hier is 'n kaart van 1708. Julle kan gaan soek op Rare Maps hierdie kaarte as julle self wil. Julle sal seker hierdie details moet insit van Alexis Hubert Jaylot. Hier is die kaart groot gemaak. Daar staan Magog en Gog. Nou, dit wys jy, dit is in Asië, dit is in Rusland se area. Hier is die kaart van 1685. Theodorus 1 Dankerts. Dan, daar sien jy Magog hierso. En daar is Gog daarso. Weer eens, dit is in Rusland se area. Hier is hierdie kaart van 1677, hier staan duidelik vir jou Magog en daar staan Gog. Dit is interessant, hierdie Tartaria, as mense daarop gaan inkyk, dit is maar net nog 'n rabbit hole eintlik. En die geskiedenisboeke leer jou nie, of daar is inligting daaroor, maar hulle gaan jou dit glad nie leer in die skole nie. Hulle wil nie hê die mense moet eintlik daarvan weet nie. Ja, dit is nogal 'n interessante onderwerp en daar is boeke daaroor van die 14, 15, 1600s en so wat van Tartaria praat. Nou onder andere klink my Israel het mos hier na hierdie area toe getrek na hulle ballingskap. En ons kyk of 'n mooier kaart is hier naby Tendak area. Het hulle hierso net hierbo waar ons nou nie kan sien nie is Arzarif. Dit is wat 2 Esdras 13 van praat, van Arzarif, waarna toe Israel gegaan het. En mense sal ook sien op hierdie ou kaarte, hulle wys hierso, hier was hulle Paulus was hierso gewees ook. Baie van hierdie areas is Christen areas. En van hierdie ou kaarte wys vir jou, die areas is nou Christen, of Christian. So hier het jy Magog en jou Gog. Daar is jou Tendak. En daar is jou Gog daarso. En ek het nou nie al hierdie goed vertaal nie. Weer eens jou Gog daarso. En hier is nog 'n Gog hier onder iewers. Daarso. Gog. Nou die Mongol en so aan. Tartaria, hulle wil kom sê Genghis Khan, hy is die eerste koning gewees. Khan beteken koning. Genghis is nie Korean nie. Hy is Israeliet gewees. Hy het rooi hare gehad, sê hulle. So rooi hare en groen oë. Nou het Chinese, Japaneese en daai ouens en Mongols het hulle rooi hare en groen oë, nie hulle het nie. Dit is 'n wit ou. Die eerste koning van die Israel daarso, wat in die Tartaria gebied is, en ek glo hulle was heel moontlik ook deel van die Tartarians daarso. Dis Genghis Khan, hulle is Israel, hy het Israel laat saamstaan weer, en hulle het toe die hele Europa deurgetrek en gekonker, oorwin en so aan. En hy het vir sy seuns gesê, hulle moet saam staan, en hy het gebruik pyle van 'n pyl en boog, en hy het die 10 pyle saamgesit en sê, probeer dit breek, en hulle kon nie, maar toe hulle 1 pyl gee, toe kan hy dit breek, toe sê hy, net so, as julle saam staan, gaan julle nie oorwin kan word nie, so dit was net voor sy dood, ek dink. Maar ja, interessant. Dit is die kaarte, hier is Gog, soos ek sê. So al die kaarte wys vir ons waar is dit. Dit is in Asië, dit is in Rusland se area.
Dis waar het is. Die Bybel sê, Genesis 10:2 vers 2-3. The sons of Japhet were Gomer and Magog, Mada, Javan, Tubal, Meshech and Tiras. The sons of Gomer were Ashkenaz. The Ashkenaz Jews, die Jode is, hier wys dit vir jou, hulle is van Japhet. Hulle is nie Shem nie, hulle is nie Israeliete nie. Die Jode is van Japhet se geslag, maar hulle is ook vermeng met Kanaan. So hulle is half Kain, half Japhet. Hulle het niks met Shem te doen nie. En maar in elk geval, hier sien ons Tubal, Meshech, dit word ook genoem in waar praat van die oorlog van Gog van Magog, noem dit Gog van Magog, Tubal en Meshech. So hy verwys na Japhet se mense, Japhet se area, en ons het nou gesien op die kaart waar is dit. Dit is in Asië, dit is waar Rusland is. So al hierdie plekke val onder daardie area, Meshech, Tubal en Magog. Jesegiel 38 vers 2, ek gaan nou 'n bietjie, Jesegiel net 'n paar verse nog ekstra wys vir julle. Son of man, set your face against Gog of the land of Magog. Hier wys hy vir julle, Gog is eintlik 'n verwysing na die persoon, en van die land van Magog is die land van Asië, van Rusland. The prince of Rosh, soos Rusland, Russia, is 'n verwysing eintlik na Russia, en hierdie woord kan ook beteken prins, verhewe prins of so iets. Meshech en Tubal and prophesy against him. So is hierdie mense, hierdie area wat gaan oorlog maak aan die einde, maar onthou, as ons gaan lees in Openbaring 20, is dit nie net hulle nie. Die Openbaring 20 vir jou sê, dit is van die hele wêreld. Die 4 windrigtings, nou van die 4 hoeke van die aarde, nou wys my, waar is die 4 hoeke op jou bal aarde? Julle wat glo in die spinnende bal, wys my die 4 hoeke op jou bal aarde. Ek sal vir julle wys, waar is die 4 hoeke op die plat aarde? Ek kan dit vir julle wys. Jubilees 9 vers 11, and in the north there came forth for Magog all the inner portions of the north. Nou, jy sal sien in Jubilees waar Noag hier so die aarde op, die gebiedens opdeel onder Shem, Ham en Japhet. Jammer, ek het 'n video daaroor, maar wat ek net eintlik behandel waar Shem se gebied is en Ham. Maar Japhet het Asië gekry, en gedeelte Europa. En van die eilande, blijkbaar, ek dink 5 eilande, ek dink dit sluit seker maar Engeland in, en miskien Japan. The north that came forth from Magog in the inner portions of the north. Ja, dit is, Magog is daar so. Nou, hy het net 2 kontinente opgedeel, nie die hele wêreld nie. Shem, Ham en Japhet. Shem en Ham het gedeeltes van Afrika gekry, Shem het 'n gedeelte van Asië gekry, en die res het van Asië en Europa het Japhet gekry. So, dis hoekom die Jubilee sê, Shem se Ham se area is warm, Japhet se area is koud, en Shem se area is nie warm of koud. So hy is eintlik albei, hy is maar 'n bietjie van al twee. Hier Jubilees 8 vers 45, 5 great islands and a great land in the north, but it is cold. Ja, dit is Asië, né? Dit is koud. Hier praat hy van die 5 eilande wat hy ook gekry het. Jubilees 8 vers 12, and all that is towards the north is Japhet's, and all that is towards the south belongs to Shem. Hier verwys hy spesifiek na die kontinent van Asië, en die suidekant onder het Shem gekry, soos, en hy noem daar so onder andere Indië se gebied, en dan strek het so oor na waar die fake Israel nou is, daardie area, en dan, ek dink Turkye ook, en dan gaan het af na Arabië toe, en dan die ooste kant van die Nylrivier onder tot heel onder, daardie gebied. Dit was Shem se gebied. Sy gebied sluit 3 van die 4 heilige plekke in op die aarde, soos Berg Sinai is in sy gebied, in Arabië, dan die Berg Sion op die Ewenaar in Afrika, en die tuin van Eden in Suid-Afrika. Ek het ook daar video's daaroor. Jesegiel 38, ons gaan net hierdie gekleurde dele deur.
In the latter years you will come into the land of those brought back from the sword. Hier sê dit duidelik vir jou, hierdie verwys na, hierdie oorlog kom na die mense wat gevlug het uit die westerse lande uit, hierdie Israel uitverkorenes, die wit nasie, wat Nicolaas van Rensburg ook van praat, hulle het weggevlug van die swaard af. Daar het oorlog gekom na hulle lande toe. Na Amerika, Australië, Nieu-Seeland, Engeland, Europa, en toe moes hulle vlug, en toe kom hulle by mekaar in Suid-Afrika. En dan staan hier so, and gather from many peoples on the mountains of Israel. So hulle vlug na die oorspronklike areas toe van Israel, van Kanaan, né? Dit staan so in jou Bybel, mense. Julle weet, net so goed soos ek, waar kom hulle by mekaar? Hulle kom in Suid-Afrika by mekaar. So dit beteken, hierdie Kanaan moet daar naby wees. Dan kan Kanaan mos nie in Asië wees nie. Dan kan Israel mos nie in Asië wees nie. Dan moet dit mos ook in Afrika wees. As hulle by mekaar kom in Suid-Afrika en hier praat hy van hulle is daar by die berge van Israel. Soos ek julle gewys het al, Bergkarmel is in Namibië byvoorbeeld. So hulle was heel laag in Afrika ook. Hulle was nie net op die ewenaar nie. Which has long been desolate. They were brought out of the nations. So ja, hierdie areas van Israel wat vernietig is deur Rome rondom 70 na Christus is nie weer herstel intussen nie. Niemand het dit intussen herbou nie. Die fake Israel daarbo wat hulle kanstig nou herbou het, dis nie Israel nie mense, dit is 'n fake Israel, dit is 'n fake plek. Dit was iets anders daar gewees. Ek weet nie wat se plek daai was nie, maar dit is vir 'n feit, weet ek, dit is nie Israel, dis nie Jerusalem nie. Jerusalem volgens die Bybel is op die ewenaar en is langs die Nylrivier. Dit wat die Bybel vir ons sê. So mense moet kies, gaan jy die Bybel glo wat sê dis langs die Nylrivier, of gaan jy vir al hierdie ander mense in die wêreld glo, en die Jode glo, wat nie eers Israeliete is nie, vir hulle glo, dat dit is daarbo in Asië. Jy moet maar kies, gaan jy die Bybel glo of die mense glo. Maar hier sê dit, which had long been desolate. Ja, daardie plekke gaan desolate wees, totdat ons in die einde nou binnekort weer in daardie areas inbeweeg, dan gaan dit nie meer desolate wees nie. Want dan gaan die Israel weer teruggekeer het. En stelselmatig met tyd gaan hulle dit herbou. Ek dink dit gaan herbou word voor die slag van Gog van Magog. Ek dink dit gaan eers gebeur en daarna gaan daardie plekke weer herbou word. Want ek dink dit gaan baie lank vat om daardie plekke weer te herbou. Veral Jerusalem, die regte Jerusalem, want volgens die Bybel staan is hy ook nog desolate, né? Alles lê nog afgebreek. Dit is nie herbou tydens die 1000-jarige vrederyk nie. En dit is ook beslis nie herbou nou nie. Onlangs nie. Ek net gou hierdie krag inplak vir die laptop. So daardie plekke volgens die Bybel lê nog desolate en dit gaan so wees tot en met die tweede Exodus gebeur het, wat Nicolaas van Rensburg ook van gepraat het, die wit Christene vlug na Suid-Afrika toe. So, totdat ons terugkom by mekaar daar in Suid-Afrika, die uitverkorenes, nadat Jehovah Suid-Afrika skoongemaak het van die mense wat wil wetteloos leef, en van die ander nasies, en van die andere, ek sal maar net sê die andere, dat hy die land bietjie skoongemaak het van daai, sodat die Israel weer daar kan oorvat en in beheer wees, dan kan die ander nasies terugvlug daan toe by mekaar kom daar, en dan kan hulle terugbeweeg in die Israel areas, bietjie noord van Suid-Afrika. Suid-Afrika self is nie Kanaan nie. Kanaan is bo Suid-Afrika. Mense gaan eers in Kanaan mag inbeweeg na hulle die nuwe verbond gesluit het met Jehovah, wat Jeremia 31 vers 32, 33, 34 en so aan van praat. Daardie verbond is nog nie gesluit met enigiemand nie. Volgens Jeremia 31 is daai verbond alleenlik vir die uitverkorenes van Israel wat met die tweede Exodus bymekaar gekom het. Dit staan daar, dit staan so daarso. En dan, hierdie nuwe verbond gaan 'n baie spesiale verbond wees. Want dan gaan Jehovah sy wette in ons brein sit. Jy gaan outomaties alles ken uit jou kop uit. En dan gaan hy dit ook op jou hart skryf. Wat beteken dat jy gaan 'n begeerte hê om dit te doen wat in jou kop is. Al die knowledge wat jy nou in jou kop het, gaan jy doen. En jy gaan dit wil doen. Want daar staan, dan gaan jy nie vir enigiemand hoef te sê, jy moet dit of dat doen nie. Want almal gaan hy outomaties weet, wat moet hulle doen. Nou, ons weet vir 'n feit, dit het nog nie gebeur nie. Daar is nie 'n nasie op aarde waar jy kan gaan en hulle ken Jehovah se hele wet en instruksies en alles uit hulle kop uit
van klein tot groot, en jy kan enigiemand vra en hulle kan hom vir jou soos 'n rympie opsê. Niemand op aarde het dit ontvang nie, so dit kom nog. Kyk, ons gaan hierso, en dan sê hierso, wat gaan Rusland en China en daai lande, en die res van die wêreld ook, maar ek sal dit 'n bietjie meer verduidelik. Wat gaan hulle doen? To take plunder and to take booty. To stretch out your hand against the waste places that are again inhabited. Hy praat hier van die oorspronklike Kanaan, rondom die ewenaar ondertoe. Daardie areas gaan hy wil vat. Daar gaan baie goed, daar is baie goud, silwer en allerhande ander goed daar so ook. Hulle het ander precious metals ook al daar gekry, en selfs in Zimbabwe, wat hulle gebruik vir elektroniese goeders, wat jy amper nêrens in die wêreld kan kry nie. Ek dink net in China en dan in Zimbabwe. So daar gaan beslis redes wees. Dit gaan minerale is die rede, dat hulle gaan wil aanval, die kamp van die gelowiges, Israel uitverkorenes. En daar is 'n beweging wat hulle probeer sê, die kamp van die gelowiges is op die Noordpool, daar's 'n stad van Joshua daar, en dit is die saints, is die verheerlikte saints van die Bybel, en volgens hierdie Jesegiel 38 is dit duidelik nie so nie. Volgens Jesegiel 38 is hierdie kamp van die gelowiges wat bymekaar kom, is gewone mense wat uit hulle lande uitvlug, soos ons gesien het, as gevolg van oorlog. Hulle kom bymekaar in Suid-Afrika, en dan wil Rusland en die ander lande hulle aanval, want hulle soek hulle minerale en allerlei ander goed. En so dit praat nie van 'n verheerlikte stad, Nuwe Jerusalem, wat rondvlieg, en hulle wil dit nou gaan aanval nie. En dan sê hy hierso waar dit gaan wees. Hy sê dis by Saba, Dedan en the Merchants of Tarsus. Ek het 'n vorige video vir julle presies gewys waar is hierdie plekke. Dit is Tarsus is in Mosambiek op die kus. Dis die hawe daarso. Saba is in Zimbabwe net langsaan en gedeelte Mosambiek. Blykbaar volgens die boeke het Saba die goud en silwer verkoop aan die merchants van Tarsus, en hulle het dit weer verkoop aan die skepe wat daar aangekom het. Dus hoe dit blykbaar gewerk het, en so Saba is in Zimbabwe en in die noorddeel van Suid-Afrika, want jy kry die Sabia rivier of die Saba rivier. Dit is vernoem na haar, want dit is waar sy was. Dis waar die plek is waar hulle gaan aanval. Ons weet dit mos. Dit staan so ook in Stefania 3 vers 10. Dat dit is waar hulle bymekaar gaan kom. And have you come to take plunder? Have you gathered your armies to take booty, to carry away silver and gold, to take away livestock and goods, to take great plunder? Ja, sien julle, dit is nie 'n verheerlikte stad of 'n nuwe Jerusalem wat hulle gaan aanval nie. Dit is iewers op die aarde waar hulle goud en silwer en allerlei goed kan steel. En dan sê dit hierso, then you will come from your place out of the far north, you and many peoples with you. Weereens verwys dit na die far north, dit verwys na Asië. Die gebied wat Jafet gekry het, ek het dit julle mos nou gewys in Jubilees, dit word verwys die hele tyd na die far north, die verre noorde, dit is Asië, dis Rusland. Hulle gaan die instigators wees. Hulle gaan diegene wees wat dit druk, met hierdie push, hierdie idee, hierdie oorlog. Maar dit gaan nie net hulle wees nie. Hier was nog iets wat ek hier genoem het, en nou sien ek dit nie, iets van die Young Lions, ja, hier sê, Young Lions will say. Nou, duidelik is dit ook 'n verwysing na Afrika. Afrika is bekend vir hulle leeu's. En ja, ek dink dis maar net nog 'n verwysing dat dit is in Afrika, Saba, Dedan en Tarsus. Daar het ons dit, ek wil gou daardie een vers net vir julle lees, in Openbaring 20. Dit is na Lucifer se loslating, na die 1000-jarige vrederyk wat al gebeur het, dis waar ons is op die tydlyn, mense, ons is in die kort seisoen van misleiding. En hier staan dan, and Lucifer will go out to deceive the nations, which are in the four corners of the earth. Nou, as jy wil verstaan hierdie four corners, as jy 'n pizza het, jy sny hom in 4 dele. So in die middel is daar 4 hoeke.
Dis hoe op ons aarde, dis waar die Four Corners is. Dit verwys eintlik na die 4 selfde as die 4 windrigtings, noord, oos, suid, wes. Dis waarna dit verwys. En dan sê hy, Gog and will go out to deceive the nations which are in the 4 corners of the earth, dit verwys maar net na die hele aarde, Gog and Magog, to gather them together to battle. Nou hier sê dit klaar vir jou wat gaan gebeur. Lucifer gaan Rusland gebruik om die nasies bymekaar te maak. Hoe gaan die nasies bymekaar gemaak word? Met oorlog. Dis al hoe jy een land ander nasies bymekaar kan maak, met oorlog. Whose number is as the sand of the sea. So, hier sê dit klaar vir jou wat gaan gebeur. Rusland gaan die westerse lande aanval waar Israel nou is, om hulle bymekaar te maak soos wat Lucifer wil hê. En dan gaan uit daardie lande uit, die uitverkorenes vlug na Suid-Afrika toe, soos wat Nicolaas van Rensburg ook gesien het, en al die profete in die Bybel omtrent van praat, selfs die wet sê dit gaan gebeur, dat hulle daar by mekaar gaan kom in Suid-Afrika met die tweede Exodus. So, dis wat gaan gebeur. Gog van Magog wat Rusland is, en hy het al klaar 'n paar lande wat saam met hom staan, soos China en van die moslimlande, Iran en Noord-Korea en so aan. Hulle gaan hom help om hierdie dinge te doen alreeds, en maar soos wat hy lande inpalm in Europa, gaan daardie lande ook saam met hom staan teen Amerika. Daar's 'n vrou wat 'n visioen gehad het dat Frankryk is saam met Rusland in Amerika, terwyl hulle Amerika aanval. Soos wat hy die lande inpalm, gaan daardie lande nou saam met hom moet staan teen hierdie ander lande wat oorbly. Dit gaan soos 'n stroomroller wees, dit gaan soos 'n sneeubal wees, soos in hierdie movies. Hierdie flieks van hy begin so klein en soos hy rol by die heuwel af word hierdie sneeubal net groter en groter. Presies net so. En dan nadat hy almal ingepalm is soos wat Lucifer wil hê, dan kan hy vir hulle almal sê, kom, ons gaan omring die kamp van die gelowiges daar in Suid-Afrika area, waar ek soek hulle minerale en al hulle goeders daar. Dan het ek vir julle 'n video gewys van, ek dink wat gaan gebeur met hulle daar. Hulle gaan met vuur verbrand word. Daai draak gaan sy kop uit die see oplig en hulle almal incinerate. Then they went up on the breadth of the earth. Die breadth is plateau. In Grieks, plateau verwys na 'n plat, level oppervlak. They went up on the plateau of the earth. Hier is nog 'n vers wat vir jou sê die aarde is plat, hy's nie 'n bal nie. And surrounded the camp of the saints, Suid-Afrika, and the beloved city. So dit beteken hulle gaan moontlik al tot by die ewenaar teruggevat het. Miskien nie, ek kan nie beslis sê nie. Maar hulle gaan beslis van Israel se areas wees, soos ons gesien het in Jesegiel 38, van die berge van Israel, soos Berg Karmel byvoorbeeld in Namibië. And fire came down from Yahweh out of heaven and devoured them. Nou ja, as hy draak sy kop op lig, gaan dit basically soos vuur uit die hemel wees, want julle kan imagine hoe hoog is daai ding bo die see, as hy sy kop op lig. Ek het ook nou gelees oor hierdie oorlog, Jesegiel 38, dat daar gaan 'n verskriklike aardbewing wees wêreldwyd. En ek dink dit is wat daardie draak gaan wakker maak, dat hy gaan sy kop oplig. Met hierdie Gog van Magog, hulle gaan daar omsingel daaronder, en dan is daar 'n verskriklike aardbewing wêreldwyd. En dan gaan daardie draak seker dan wakker gemaak word onder die see. Hy gaan sy kop oplig en hy gaan al daardie nasies wat ons area omsingel incinerate, verbrand, soos wat ons lees in 2 Esdras 13 ook. Hy verduidelik baie meer breedvoerig vir ons as die Bybel. Nou ek glo, sover ek weet, was 2 Esdras in die Bybel gewees op 'n tyd, maar hulle het dit verwyder. Dit is ook geskryf deur Ezra, as julle gewonder het. Esdras is nie iemand anders nie, dis Ezra. So nou weet julle wie is Gog van Magog, en wat gaan gebeur sommer nou ook, so lekker opgesom vir almal. Ja, harde tye kom vir hierdie wit nasies wêreldwyd. En soos ek al vroeër gesê het, volgens profesie of visioene van mense, Engeland se probleme begin miskien tussen 2027 tot 2029, maar ek dink Engeland gaan enigstens bestaan daarna nie. Die eiland gaan heeltemal verwoes word. En
Ja, dit sal sê, ek sou sê dan Europa sal naaste by rondom 2029, 2028 ook maar deurloop. En dan, ek dink laaste sal Amerika aangeval word. Nog voor Amerika, dink ek gaan Nieu-Seeland en Australië ook aangeval word, maar dit gaan meestal Chinese weermag wees wat hulle gaan aanval daar. Ons het mos nou al onlangs gehoor van die vegskepe daar om Australië van China. Ja, China gaan betrokke wees daar in Australië en Nieu-Seeland. En hulle fokus gaan daar wees, maar so saam met wat Rusland besig is in Europa, gaan dinge gebeur in Australië en Nieu-Seeland. En dan laaste, dink ek gaan hulle vir Amerika aanval. Dit is ook 'n rede Amerika onttrek nou heeltemal van Europa af. Hulle het wil niks met hulle te doen nie. En dan gaan Europa erg deurloop onder hierdie BRICS nasies. Maar dit sal nou nie Suid-Afrika insluit nie, want hulle is eintlik soos 'n 0 op 'n kontrak. In elk geval as dit kom by oorlog. Nie, hulle is miskien nie, hulle is beslis 0 op kontrak. So dit is net van hierdie BRICS lande wat dalk gaan saamstaan, beslis Rusland, China, ek dink Noord-Korea, Iran en dan van die ander moslimlande ook. Ons lees ook van hierdie moslimlande in Jesegiel 38, noem hy van die moslimlande, Libië, Egipte, sulke plekke. Hy noem hulle daar, wat ook gaan saamstaan met Rusland. En dit maak sin, want dit is ook maar val onder moslims, daardie lande, en die moslims hou van Rusland. In elk geval, ja, Lucifer stel Rusland in 'n goeie lig nou vir die wêreld en almal is mal oor hom en hulle dink hy is absoluut wonderlik. Maar dit het natuurlik 'n rede. Lucifer wil hê die wêreld moet hou van Rusland en hulle skaar by hom want hy wil hierdie Israel nasies aanval wêreldwyd. En is ons vinnig besig om na daardie punt toe te beweeg. Ek was miskien net gaan nog een ding noem. Ek ken nie daai visioen van Nicolaas van Rensburg so goed nie. Die mense wat aan die tafel sit na al hier goed gebeur het, is ons aan die hoof van die tafel is Germany en dan langs hulle is Suid-Afrika en Engeland bestaan nie meer nie. En ek dink Amerika sit ook daar want hy het Suid-Afrika gehelp en ek dink dis al wat hy noem. Ek weet nie of dit so is nie. Wat ek dink hoe dit gebeur het of hoe dit kan gebeur is met die vernietiging van hierdie nasies van Rusland, hierdie BRICS nasies, die China, Rusland en van hierdie ander lande, gaan hulle weermagte heeltemal kapot wees, want hulle almal gaan met vuur verbrand wees. Dit gaan basically dieselfde geval wees as met Egipte, toe hulle daar agter Israel aan was, het miljoene van hulle ook gesterf daar, of nie miljoene nie, maar ek dink so 1 miljoen. Het hulle 10 soldate per baba wat hulle doodgemaak het blykbaar. En ek kan nie onthou hoeveel babas het hulle in die Nyl gegooi nie, maar 10 vir elke baba was dood van daardie weermag. En dit het Egipte 'n verskriklike knou gegee. Natuurlik, toe die hele weermag verdrink het in die see. Maar dieselfde gaan gebeur nou met die tweede Exodus ook, as hulle weer eens die kamp van die gelowiges aanval, wat Israel is, dan gaan Jahoua 'n beskerming sit oor die landarea waar Israel is, en daardie draak gaan hulle incinerate, ek dink dit gaan die draak wees, en maar die mense op die land self gaan nie gebrand word nie. Dan gaan al daardie nasies ook 'n knou hê in hulle weermagte, China en Rusland veral, want hulle gaan die groot koppe wees in hierdie ding. En dan gaan die sterkste nasies wees, die wat beskermd was, toe daardie draak sy vuur geblaas het. Wie gaan beskermd wees? Germany, Suid-Afrika, en 'n bietjie van Amerika. Dis wie beskermd gaan wees. So, maar dis maar wat ek wou gesê daaroor. Geniet julle dag. Groete en tot ziens.